Ons weet dat God met Abraham 'n verbond gesluit het en 'n belofte aan hom gemaak het om hom te seën. En hierdie belofte het keer op keer ook deur die Here na Abraham gekom. En ek dink ons moet dit ook aanvaar dat daardie beloftes op God se manier in Abraham se lewe gerealiseer het en ons kan daarna kyk en sê ons as nageslag van Abraham het dieselfde voordeel. Galasiërs 3 vers 18 sê, as 'n mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, met ander woorde, deur sekere reëls en regulasies te probeer nakom, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade, ons het mos al gepraat daarvan dat mens genade ook as guns kan verstaan, aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. So hierdie beloftes en hierdie seën wat God in Abraham se lewe uitgiet, is ook op ons van toepassing, en ek dink ons behoort ook bietjie te kyk na die beloftes wat God aan Abraham gegee het. In Genesis 15 vers 18 tot 21 word verskillende dinge beloof, maar vers 18 sê, op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, en dan gee hy vir hom die verskillende beloftes. So, dit is wat God met Abraham ooreengekom het. In Genesis 18 vers 18 tot 19 sien ek, dat Abraham sal tog 'n groot en sterk nasie word, en in hom sal, luister mooi, al die nasies van die aarde geseën word. As God met ander woorde iets in 'n mens se lewe doen, is dit omdat hy hierdie belofte aan Abraham reeds gemaak het en dit na al die nasies uitbrei. Vers 19 sê, ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly, deur te doen wat goed en reg is, sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Met ander woorde, die beloftes wat God vir Abraham gemaak het, gaan vandag nog steeds in vervulling, en ons wat nou hierdie nageslag is, moet doen wat goed en reg is, en so word die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, in vervulling gebring. Genesis 22 vers 15 tot 18 sê weer, die engel van die Here het uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. In Genesis 28 vers 15, ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal doen wat ek jou beloof het. So God se belofte oor en oor aan Abraham, ek sal doen wat ek beloof het. En in daardie konteks glo ek dat God ook aan ons beloftes maak wat hy sal nakom. En baie meer as wat ons net in die Bybel kan kry, wat God aan Abraham beloof het, baie meer as dit, is ook in jou en my lewe 'n moontlikheid. Want Christus het gekom en hy maak al hierdie beloftes waar en amen tot in ewigheid. Wat 'n wonderlike waarheid. Loop mooi.